Hemelse Vader, baie dankie. Baie dankie, Here, that you buried my past and I'm not turning back. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n lied soos hierdie wat ons net kom herinner that you were made for more. Here, en as hier enige iemand is wat twyfel in dit vandag, Here, help my om u boodskap kalm, opreg, met u hart deur te gee, Here, sodat daai harte wat u wil aanraak, Here, aangeraak kan word, Here. Daar waar u wil versterk, waar mense vandag dalk agter is, wat voel hulle is 3-0 agter, Here, u het reeds vir hulle die oorwinning op die kruis verower, Here. Laat hulle kan step in dit, Here. Hemelse Vader, seën ons samekoms, Here. Baie dankie. Baie dankie vir u hand op elkeen van ons vandag, Here. Here, ek vra dat u Gees hierdie diens sal lei, Here. Dat eerstens my mond net sal spreek dit wat van u afkom, Here, en dat die ore oop sal wees en die harte ontvanklik vir dit wat u vir elkeen wil sê, Here. Ons dank u daarvoor. In Jesus naam. Amen. So, goeiemôre vir die wat ek nou nog nie goeiemôre gesê het en welkom by deel 2 van ons reeks die wedstryd van jou lewe. Ja, ons het nou laasweek begin met hierdie 3 weke reeks en die reeks is eintlik gebore uit die reeks wat vooraf gegaan het. Die reeks van Amos wat ons behandel het in die laaste boodskap in Amos was gewees, wanneer God die lyn trek, waar staan jy? Die roep was gewees, kom tot inkering en bekeer jouself. En die reeks was, sal ek nou soek nou die Afrikaanse woord, maar design. Hierdie reeks was design vir, as jy nie weet, jy weet die roeping verstaan, wat dit is om tot inkering en bekering te kom vir die Here nie. Hoe speel 'n mens hierdie wedstryd van jou lewe? Want so dikwels sien ons dat Here, ja. So dikwels sien ons dat mense die besluit maak om tot inkering te kom en te bekeer, maar nie waarlik verstaan wat dit is om te doen nie. Hulle kom na die Here toe vir 'n oplossing, nie vir 'n verlossing nie. Jy weet, hy sit in 'n donker gat, hy roep uit, hy weet net die Here kan hom help, en hy roep uit vir die Here om te kom met 'n oplossing. Maar ons het laasweek gesien, daar is stappe wat jy moet neem, daar is dinge wat jy moet agterlaat, daar is verlossing wat moet plaasvind om hierdie wedstryd van die lewe af te skop. So ons het ook gepraat van die jong ryk man wat nie bereid was om prys te gee, dit wat hy moes prys gegee het vir die Here nie. Dan het ons ook gesien dat daar is wel Christene wat tot inkering kom en claim, hulle het hulle self tot bekering gebring, maar daar was nie 'n werklike wegswaai van dit wat hulle moes weggeswaai het nie. Met ander woorde, hulle dalk die oplossing van die Here ontvang vir hulle probleme, hulle loop nog buite rond en dra in die mens, in die vlees dra hulle die tag Christen, maar hulle leef nie daai waardes uit van binne af nie, en ons het gesien hoe hierdie mense dalk baie mense afskrik van die liggaam van Christus. So dit bring ons nou by vandag. Wanneer jy nou besluit het, jy kom tot inkeer, jy bekeer jouself en ek gaan nou nie wegkom met hierdie nie, dis nou wat my laat pause, ek moet nou oor dit kom. Dis nou nie, is 'n ekstra. Is 'n ekstra, ek moet hom van my bors afkry voor ons kan verder gaan. So 10 jaar terug, ek gebruik nou maar myself as 'n voorbeeld van hierdie wedstryd van jou lewe in rustyd. So presies op 4 Augustus 2016 het ek
het pastoor Reggie Strauss my gedoop in Vredendal. En 10 jaar later, presies 10 jaar later, staan ek nou hiervoor en vir die eerste keer kan hy woord luister wat ek bedien. So die Here het net kom sê, dit terwyl ek besig was met my notas, en 'n ou moet maar gehoorsaam wees. Wanneer die Here kom en hy in daai rustyd jou storie verander, weet jy nie hoe hy lyk oor 10 jaar nie. Jy het nie 'n klou wat die Here in jou lewe kan doen nie, maar jy moet daai rustyd hê, jy moet daai ommekeer hê, jy moet die Here toelaat om die tweede helfte van jou wedstryd te speel. En ek sê dankie vir die Here vir daai ene, en nou kan ek weer fokus op die notas. Die Here is amazing soos dit. So vandag se tema is dis rustyd in jou lewe. So as jy dalk op 'n plek is, dis middel van die jaar, is Julie, is so 'n gepaste woord. Hy draai nou in die 7de maand. So as die eerste 6 maande van 2026 nou nie so lekker was nie, don't stress. Dis rustyd. Dis tyd om jou strategie te verander. Dis tyd om dinge kan nou vir jou draai. Dalk sit jy vandag hier en jy voel op breekpunt. Jy's agter in die wedstryd van die lewe. Jy het begin loop, maar die dinge loop nie soos jy wou nie. Jy voel jy wil opgee. Jy is nie meer lus nie. Die lewe is nie meer lekker nie. Dan wil ek vir jou sê, as ouens wat, ons het laasweek gesien, 'n ou wat 'n besering fake voor hy op die veld wil gaan, want hy wil nie speel nie. Maar daar's mense wat werklik waar die wedstryd wil beëindig, nog voor hulle waarlik die wedstryd begin het. En ek wil vir jou sê, indien jy so voel vandag, is jy op die regte plek. Want die Here wil jou kom herinner, dat wanneer jy dit vir my gee, dan stap ons in oorwinning in hierdie tweede helfte. So, my voorbeeld, ek het vir julle vroeger genoem, toe ons hierdie reeks afskop, het ek genoem dat ons gaan bietjie sokker gesels, want dis sokker wêreldbeker. En ja, ek wil met julle gesels oor die Miracle of Istanbul. Ek is seker hier is 'n hele klompie van julle wat nou nie 'n klou het waarvan ek praat nie, maar ek gaan jou nou dis 'n powerful story. En hoekom ons die sokker gebruik? Wel, nie net slegs omdat dit sokker wêreldbeker is, want mense sukkel partykeer om die parallelle te tref tussen die huidige omstandighede. Hulle voel die Bybel praat tog nie met my nie. Hierdie storie was geskryf 2000 odd jaar terug. So die sokkerverhale is, die Here se woord is so lewendig soos hy toe was, is die Here se woord lewendig vandag. So hierdie illustrasies is daar sodat jy kan sien hoe die woord van die Here uitspeel elders. Sodat jy om jou oop te maak sodat jy kan sien hoe die woord van die Here in jou lewe uitspeel, want jy mag dalk net die parallelle mis as jy nie na hierdie tipe dinge begin kyk nie. En daarmee sê ek nou nie die Here het vir Liverpool laat wen nie, maar is 'n miraculous story. Dit is die Miracle of Istanbul. So in die laat 70s, vroeë 80s was Liverpool voetbalklub as 'n klub in Engeland, was hulle giants. Hulle die Europese sokker het hulle absoluut geroel. Hulle het 'n klomp Europese titels gewen, maar in 1984 toe breek daar droogte op. Hulle wen toe die 1984 Europese Kampioenenliga. En vir 21 jaar niks. Is daar droogte. En hierdie ouens in 2005 kom hulle eventually in die eindstryd en hulle kom te staan teen AC Milan van Italië. Nou in daai jaar het AC Milan giants gehad. Jy weet as jy die twee team sheet so gevat het, dan was daar nou nie 'n kans vir Liverpool nie, jy weet. En so was die oomblik ook te groot vir die manne, want dit is nou 21 jaar, hulle wil hierdie ding wen. Hulle wil nou teruggaan na die gloriejare toe. En ekskuus. Raak nou warm onder die kraag. 21 jaar sedert hulle gewen het, maar die oomblik was groot en in die eerste minuut van die wedstryd, boem, skop AC Milan 'n doel, teken hulle 'n doel aan, 1-0 AC Milan.
En van daar af is dit net 'n opdraande stryd. Die eerste helfte Liverpool gaan eet narkies 3-0 agter. Nou as jy 3-0 agter is, 3-0 is 'n groot telling in sokker. Dis nou nie dis 1 per doel vir die wat jy weet nie, maar 3-0 agter teen hierdie giant van 'n span vir wie jy nie veronderstel is om te klop nie, is 'n groot dis 'n groot defisit. Jy maak hom nie sommer op nie. Jy's eintlik maar begrawe. Dis neusie verby. Maar in daai kleedkamer daai aand in Turkye het daar iets miraculously plaasgevind. Die kaptein Steven Gerrard sê later jare, hy het fisies siek gevoel. Nou moet jy in ag neem, hierdie ou, hy's in Liverpool gebore, man, hy is Liverpool in bloed en murg. Dis nou wanneer die WP speel teen die Bulls en jy is 'n WP man, jy ken daai storie. En nou Liverpool, Gerrard, hy's 'n Liverpool ouetjie, so die ou is siek. Hy's die kaptein en hy sê hy wil net met die span praat. Jy weet, hy het hierdie klomp dinge in sy kop. Hy wil nou net begin gesels. Maar hy dink, sit jy terug, gee vir die afrigter 'n geleentheid. Jy weet, gee vir die afrigter en hy sê eventually sê hy vir die ouens en dan gaan so 'n bietjie Engels gesels. Hy sê let's reset. Let's try to get an early goal. Let's try to give the fans something. A bit of pride, a bit of belief. So ten spyte van hierdie siekte binne hom wat hy nie lekker voel, hierdie ou voel nie lekker, sê hy vir sy spanmaats, hey, kom ons veg hierdie ding. As ons net vinnig kan terugveg, kan ons nog hierdie ding deur die drif sleep. En sy afrigter het gegaan, Rafa Benitez, en hy het Liverpool, hy het besef, dit wat ek hier doen op die veld, werk nie. Hierdie besigheid, ons gaan lelik pakslaag kry. En hy het sy hele formasie en sy strategie verander. En wat so amazing was, is toe Liverpool uitkom by die tonnel, hulle themalied, die span se themalied is You'll Never Walk Alone. En hulle is agter en die ouens is down in the dumps. Toe vibreer daai stadion in Turkye van Engelse fans, mense van Liverpool wat al die pad getravel het Turkye toe en hulle sing You'll Never Walk Alone. 9 minute later teken die kaptein wat gesê het ons kort net daai eerste doel, dan gaan ons deurdruk. Skoor hy 'n goal, 3-1. Binne 6 minute van daai eerste goal af is dit 3-1. Liverpool terug in die game. Die wedstryd eindig 3-1 en Liverpool wen hom eventually met penalties. Nou dit is die miracle of Istanbul. Wat het dit nou betrekking tot my en jou? Jy weet, voel jy dalk agter, voel jy dalk soos Gerrard vandag, dis rustyd, ek is 3-0 agter, I can't slay this giant. Ek speel teen 'n span wat my breek, there's no turning back. Voel jy dalk baie keer fisies siek, voel jy dalk ek wil nie meer nie, I want to give up. Jy weet, daar is so baie geraas in jou kop, soos Gerrard gesê het, hy wil net begin praat. Hy wil net vir die ouens sê, jy weet, dit gaan so die mekaar in jou lewe, jy wil net plannetjies maak, jy wil net vir Dene sê, hey, help my hier, Dene, help my daar. Maar Gerrard het stil geword. Hy het besef, ek moet nou stil bly. Hierdie afrigter moet nou sy taktiek verander. As jy vandag sit in daai situasie, jy's 3-0 agter, en jy spartel, gee vir die afrigter 'n geleentheid. Gee vir die afrigter om jou strategie te kom verander, sodat jy die tweede helfte met 'n ander approach kan aanpak, sodat jy eintlik in die oorwinning wat Jesus Christus reeds vir jou op die kruis behaal het, sodat jy in daai oorwinning kan stap. Maar ons moet stil raak. Gerrard het stil geraak en hy het geluister na dit wat die Here sê. Toe daai Liverpool span uitkom, toe hoor hulle, You'll Never Walk Alone. Hierdie ouens is agter, hulle is verpletter, hulle is stikkend. As jy verpletter is en jy is stikkend, luister jy na AC Milan, die teenstander se fans wat sê,
jy gaan nie terugkom nie. Daar's 'n manier dat jy gaan terugkom uit hierdie situasie uit. Jy's sleg. You'll never make it. You can't. Of luister jy na die fans? Surround jy jouself met mense wat jou sal opbeer en vir jou sê, ophelp en sê, you will never walk alone as long as I'm here. Waar hak jy jouself in? Gerard het geweet, as die Here vir jou 'n taktiek gee, is dit pointless as jy hom nie execute nie. So Gerard het gegaan en hy het voorgevat en hy het die eerste doel aangeteken. Toe hy die eerste doel aanteken, 6 minute later, toe sy hele span saam en hulle skoor ook. So you need to take the first step. Seek ye first the kingdom of God and the rest will be added unto you. En die res kom en die span kom by en is 3-1 en hulle gaan aan en hulle wen die wedstryd. Die Here sê vandag, don't give up, give it to me. Verander, laat die Here toe om jou strategie te verander. Moenie in jou eie kop wees nie. Be silent. Dalk sit jy hier en jy dink, ja, ek is nou eintlik in die stands. Ek het nou nog nie my stewels aangetrek, ek het nou nog nie my trui aangetrek, ek kom nie saam met Liverpool uit die kleedkamer uit nie. Ek het nog nie die game gespeel nie. Maar vir jou het ek goeie nuus vandag. Vir jou het ek goeie nuus vandag. Die Bybel is vol voorbeelde van manne wat hulle situasie omgekeer het in die tweede helfte. Maar die persoon by wie ek vandag vlugtig wil stilstaan is Saggeus. En ons gaan saam lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit in Lukas 19 vanaf vers 1 tot 10. Daar staan geskryf: Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En daar was iemand met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het sy bes probeer om te sien wie Jesus is, maar hy kon nie vanweë die skare en omdat hy kort was. Hy het vooruit gehardloop om voor te kom en in 'n vyeboom geklim om Jesus te sien, omdat hy daar sou verbygaan. Toe Jesus by die bepaalde plek kom, het hy opgekyk in die boom en vir Saggeus gesê: Saggeus, klim haastig af, want ek moet vandag nog by jou tuis gaan. Saggeus het haastig afgeklim en Jesus opgewonde ontvang. Almal wat dit gesien het, het geprotesteer en gesê: het hy jou werklik tuis gegaan by 'n sondige man? Saggeus het egter openlik gereageer en vir die Here gesê: Here, ek gaan die helfte van my besittings aan die armes gee. En as ek iets van iemand met 'n slenter bekom het, gee ek dit 4-dubbel terug. Jesus sê toe vir hom: vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, omdat ook hierdie man 'n seun van Abraham is. Ek, die seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is te soek en te red. Wat 'n great story is dit nie. As ons nou, die van julle wat nou onthou het, laasweek het ons gepraat van die ryk jong man, indien jy nou nie, daai ene kyk om gerus asseblief, net om die agtergrond te kry. Maar die ryk jong man, hy het kerk toe gekom, hy het opgedaag vir die Here, hy was geïnteresseerd in wat die Here bied. Kom ek stel dit so, hy was geïnteresseerd in die oplossing wat die Here bied vir sy probleme, en hy het al die boxes getik, jy weet, hy het die gebooie gehou, jy weet, hy het mooi geloop, en die Here sê toe, okay, maar daar is een ding, gee bietjie, daai besittings, daai aardse dinge wat jy het. En Saggeus het gesê, die jong ryk man het gesê, ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie dit doen nie. Maar nou, in Saggeus se verhaal, in hierdie is nou die totale teenoorgestelde van wat ons laasweek gesien het. In
in Gerard, kan jy gou vir my vers 3 opsit asseblief? Ek wil hê julle moet daar net begin sien. Dit begin, dit sê, hy het sy bes probeer om te sien wie Jesus is. So vir Saggeus was 'n tweedehandse woord nie goed genoeg nie. Jy weet, ons kry so dikwels mense wat op 'n tweedehandse woord 'n Christen wil wees. Hy gaan soek homself, hy gaan sit homself uit. Hy wil nie self sien wie Jesus is nie. Hy wil hê jy moet hom vertel wie Jesus is. You must show me Jesus. Hy gaan soekie vir Jesus self nie. Saggeus het self gegaan. Hy wou sien wat hy gehoor het. Hy soek die Here. My vraag is vandag, soek jy die Here? Soek jy die Here soos Saggeus die Here gesoek het? Of soek jy second-hand information? Dit is ook nie by chance dat dit die eerste ding is daar wat gebeur nie. Want die Here sê, seek ye first the kingdom of God and the rest shall follow. So die eerste ding wat Saggeus gedoen het is, hy het die Here gaan soek. En dan staan daar verder, Saggeus, hy kon nie die Here sien nie, want hy was 'n kort mannetjie. Jy weet, en dit het my so getref, want nou staan Saggeus in hierdie skare. Hy kan nie die Here sien nie, want hy kyk hom vas in die vlees. Hy kyk hom vas in die wêreld. Hy kyk hom vas in die mens. Hy kyk wie ry 'n blink motorkar. Hy kyk, wat gaan die persoon van my dink? Ek kan nie met daai mense meng nie. They're not my class, they're not my race, they're not my whatever. Hy kyk hom vas in die vlees. Oral waar hy sien, die wêreld het vir Saggeus so ingesluk, dat Saggeus nie die Here kan sien nie. Oral waar Saggeus kyk, oral waar hy kyk, kyk hy hom vas in die vlees. Sy sig was verblind vir die Here, omdat hy so ingeslug was deur die wêreld. Maar Saggeus het 'n besluit wat hy moes geneem het. En Saggeus het besluit van wie sy agterstand, gaan hy nou sy posisie verander. En toe hy daai besluit neem, toe Saggeus, wat my so tref van Saggeus is, hoe kinderlik excited hy is, om he needs to get going, man. Jy weet, hy moet nou hardloop, hy moet nou daai boom gaan klim, want hy wil die Here sien. Hoe excited is ons nog vandag om die Here te sien? Nou Saggeus is 'n ryk man. Nou imagine jy nou, as Saggeus nou pre-Jesus nou hier ingetrek het, met sy lang blink motorkar, en sy fancy suit. Nou staan hy nou hier tussen hierdie mense, hierdie regular folk in sy fancy suit. En so, en die woord sê, maar Saggeus het gehardloop, en hy die boom gaan klim. So hy's tussen al hierdie mense wat jy kan nou imagine as hy 'n kort man was, almal is groter as hy. So Saggeus moes gegaan het. Hy moes gehardloop het, mense uit die pad uit, hy moes gesidestep het in sy soet. Saggeus het nie meer omgegee oor sy soet nie. Saggeus het nie meer omgegee wat die mense van hom dink. Hy het in sy soet, dat hy gehardloop, want he's got an appointment, he needs to see Jesus right now. Maar hy het 'n job om te doen. En Saggeus skuif as dit ware die wêreld voor hom pad, en hy hardloop, en hy het 'n boom om te klim. Saggeus klim toe die boom. Wanneer laas het jy 'n boom geklim? Kan jy nou imagine 'n groot man? Dit wil net weer eens vir my wys die kinderlikheid waarmee Saggeus die Here gaan soek het. Hy was so kinderlik excited, nothing would have stopped him. Hoe soek ons die Here? Toe Saggeus nou daar by die boom kom, sê die Here vir hom,
Saggeus kom klim vinnig af. En nou deur al hierdie moeite, hy haal met sy pak op. En die Here sien hom en hy sê, klim vinnig af, want ek wil by jou tuis gaan. Die Here het vir Saggeus op sy naam genoem. Saggeus het die Here gaan soek, maar die Here het Saggeus se naam geken. Die Here het vir Saggeus gesê, Saggeus, kom klim af daar. You've conquered your mountain. You've proven a willingness to conquer your mountain. Jy het die wêreld uit die pad uitgestoot. Ek is nou nie, ek is vir Jesus. I'm following Jesus. I'm willing to climb this tree. Wat ook al jou boom is, wat ook al jou stryd is. Ek is ernstig met die Here. Dis nie vir speelietjies nie. Ek kom nie, ek daag nie net op en ek kan nie die Here sien nie. Ai, ek is nou so kort, die Here het my te kort gemaak om die Here te sien. Enige verskoning. Hy moet nou gebruik word. Saggeus het nie verskoning nie. Saggeus het losgebreek, hy het deurgehardloop, hy het sy boom gaan klim. En die Here het hom gesien. Maar wat so great is van die Here, is die Here het geweet Saggeus gaan hy boom klim. The Lord knows you even before you know yourself. Maar die Here vra, kom soek my soos 'n kind. En die Here sê vir Saggeus, klim af, want ek wil by jou tuis gaan. Die Here vra jou vandag as jy in jou boom sit, klim vinnig af, nie môre nie. Klim gou vinnig af, want ek wil by jou tuis gaan. Ek wil my tuiste in jou hart maak. Ek wil saam met jou fees. Ek wil met jou die tweede helfte van hierdie wedstryd wil ek saam met jou speel. Ek wil dit vir jou speel. Saggeus is so great. Saggeus, die jong ryk man, die Here vra vir die jong ryk man, hy moet nou 'n bietjie afstand doen van sy rykdom. Saggeus, toe hierdie mense protesteer en hulle sê, kan julle glo die Here wil daar by daai vuil man, wil hy gaan sit en eet en so, want Saggeus is sleg. Die mense het besluit, Saggeus is sleg. En Saggeus, die jong ryk man, die Here vra vir die jong ryk man, gee 'n bietjie van jou, doen afstand van jou rykdom. Hy sê nee, Saggeus kom en Saggeus sê, Here, ek sal die helfte van my rykdom gee vir die armes. Die mense vir wie ek dalk op 'n manier geld gekry het, ek gee hulle 4-dubbel terug. I don't care about these things. En wat sê die Here? Verlossing het vandag vir hierdie huis gekom. Want Saggeus was nie net op soek na 'n oplossing nie. Hy was op soek na 'n verlossing. Ek wil jou vandag vra, is jy ontevrede met jou posisie? Al lyk hy hoe rooskleurig vir die mense daar buite. Al is daar 'n blink motorkar, al lyk dit gaan, social media is vol van mooi fotootjies. Maar hoe gaan dit hier binne? Hoe gaan dit in jou hart? Word jy dalk ook vandag verblind deur die wêreld, want voel jy ook ingesluk deur die wêreld en kan jy nie die Here sien nie, want jy kyk vir jou vas teen die wêreld. Ek wil jou vra, wat se boom het jy om te klim vandag? Die Here is amazing. He only asks you for willingness to climb the tree. En daarvan af kom bly hy by jou. And he takes you home. Indien jy vandag 'n boom het, moenie uitstel nie. Wees haastig, wees kinderlik excited soos Saggeus om die tweede helfte van hierdie storie te skryf. Jy weet wat my getref het van die storie van Liverpool is nie dat hulle gewen het nie. Dis dat hulle uit die kleedkamer uitgekom het met 'n ander attitude, met 'n ander gameplan,
but they rose up, hulle het uitgekom. Saggeus het die werk ingesit om by die boom op te kom, maar die Here het gesê, klim af van daai boom af. Kom uit jou situasie uit. There's only one exit. There's only one exit. En dis die Here. Die Here vra jou nie vandag om jou gameplan te verander nie. Die Here vra nie vir jou vandag so Steven Gerrard praat baie nie. Die Here vra vir jou, please give it to me. Let me strategize. Vra vir die Here om jou voete te lei en jy doen so Steven Gerrard, you just go all out. So Saggeus, jy worry nie of jy in 'n pak is nie, jy worry nie wat nie, jy hardloop, jy klim jou boom. Want die tweede helfte van jou lewe hoef nie soos die eerste helfte te lyk nie. En met dit wil staan ons, kom ons sluit die oë en ons sê dankie vir die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord, my God. Here, daar waar u woord geval het, Here, Heilige Gees, wees u die naprediker, Here, water daar die saadjie, Here, Here, sodat daar 'n dringendheid is, soos in die hart van Saggeus, Here, 'n desperaatheid is, soos in die hart van Steven Gerrard, Here, sodat ons kan hardloop om u te sien, my God. Here, daar waar hier mense is wat voel die wêreld sluk hulle in, Here, waar hulle nie vir u kan sien nie, want hulle kyk hulle vas in die vlees van die wêreld, Here. Here, wil ek vra, Here, gee hulle die krag, my God, om los te breek en te hardloop om u te soek, Here. Here, because there is only one way out. And it's you, Father God. Here, baie dankie dat u seun vir ons gestuur het om aan die kruis te sterf, Here, sodat ons weet, Here, wanneer ons in u is, ja, daar kom challenges, die challenges kom, but the victory has already been won. Thank you, Father God, for that. Baie dankie, Here. In Jesus naam. Amen.